Lyk my ek is live. Goeienaand al die pragtige mense. Ons gaan vanaand weer 'n bietjie praat oor die Britse Israelisme of Britse Israelvisie of die Israel-wit-visie leer in Suid-Afrika. Ons gaan spesifiek kyk na Suid-Afrika en ons gaan 'n paar belangrike goeters noem. Nou ons het verlede week gesê dat een van die hartseer sake van ons boervolk. Een van die hartseer sake van ons boervolk is die feit dat hulle hierdie leer gekry het van ons vyande, wat die Engelse was in die Anglo-Boereoorlog. Hierdie goed het via Engeland, via Amerika na ons grense toe oorgespoel en die boere het hierdie teologie aangeneem, asof dit die waarheid was. Jy sien, hulle was nie bereid om na hulle konservatiewe kerke toe te gaan nie. Hulle was nie bereid om 'n stryd oor te gee wat hulle alreeds verloor het nie. Toe probeer hulle dit nou doen deur hulle eie volk, ons eie volk, ek is deel daarvan, op te rig op so 'n manier dat hulle 'n rede het hoekom hulle verloor het en al hierdie tipe van goed. So nou gaan ek 'n bietjie vanaand kyk na Britse Israelisme in Suid-Afrika. Ok, ons bring dit nou meer huis toe. In die eerste video het ons gepraat van hoe dit ontstaan het. Wat is hulle leerstellinge en hoofdoelstellinge en al hierdie goed. Maar ons gaan nog dieper in daai goed ingaan op 'n ander stadium. Maar vanaand wil ek spesifiek praat oor hierdie belangrike feit. Britse Israelisme in Suid-Afrika. Nou goed, die Britse Israel Wêreldfederasie, ek het hierdie dingetjie so 'n bietjie so skuif dat ek makliker kan kyk. Die BIWF is 'n internasionale organisasie wat Britse Israelisme bevorder. Hulle het 'n tak in Suid-Afrika. Hierdie mense het letterlik 'n tak in Suid-Afrika. Hulle missie beklemtoon die idee van 'n nasie onder God, wat beide die evangelie van verlossing en die evangelie van die koninkryk verkondig, met die fokus op die kontinuïteit van God se dienskneg nasie. Nou, dit het ek genoem verlede week. By die Federale Alliansie praat ons ook oor die goed. Ons wil ook 'n nasie onder God hê. Dit is belangrik om dit te verstaan. Maar die vraag is, watter God? Dit is nie 'n alleenlike een naam God uit die Ou Testament gevat nie, naamlik Jahwe nie. Jahwe is ook ons God. As 'n wedergebore Christen, hy is ook my God. Maar die evangelie van verlossing. Die evangelie van verlossing is nie die onderhouding van die wet nie. Die evangelie van verlossing is die bloed op die kruis deur Jesus Christus. Dis die evangelie van verlossing. Die derde ding is die evangelie van die koninkryk. Ons praat van 'n koninkryk wat weer gaan kom, volgens die boek van Openbaring. Wanneer die koning weer by ons is. Jy sien, want waar die koning is die koninkryk. Nou hier is die ding, as jy 'n wedergebore Christen is, deur die Heilige Gees lewe hierdie koning in jou. So daar waar jy is, as lig van die wêreld, as sout van die aarde, daar is die koninkryk. Sien? Dit is wat dit is. En God se dienskneg nasie, volgens die wedergebore Christen se standpunte, is ons almal diensknegte. Nou, as die boervolk dan gesien word as 'n dienskneg nasie, hoekom dien hulle nie? Piet, wat sê jy? Goeienaand. Hoekom dien hulle nie? As die boervolk die dienskneg nasie is, hoekom dien hulle nie? So hulle het wegbeweeg van die dienskneg nasie na die gelofte volk nasie. Maar hulle sien nie hulle self as 'n gelofte volk onder God die Vader, Seun en Heilige Gees nie. Hulle sien hulle self 'n gelofte volk onder die Torah, soos wat Israel was. Né? So daai twee, dit is soos olie en water, dit kan nie meng nie. So nou kom ons kyk hierso, histories het die beweging aanklank gevind by sekere Afrikaner gemeenskappe.
Pastoor F.W.C. Neser van Vereniging, wat die Ecclesia Evangeliese groep gelei het, was een van die vroegste aanhangers van Britse Israelisme in ons land. Een van die vroegste aanhangers. Nou, goeienaand Lydia. Kom ons kyk 'n bietjie na iets anderste, van hoe hierdie ding gemetamorfiseer het. 'n meer radikale afsplitsing van Britse Israelisme is Christen-identiteit, wat in die 1920s in die VSA ontstaan het, 1920. Onthou, ons praat van 'n Anglo-Boereoorlog wat sopas verby is, ons praat van 'n rebellie van 1915 wat sopas verby is, en is 1920, en nou het ons 'n klomp mismoedige boereprisoniere, wat tussen die Engelse, hulle self tussen die Engelse vind. Ons het mismoedige prisoniere wat sit in die VSA, wat soontoe gevlug het, wat weer wil terugkom, en hulle kom terug met hierdie idee van daar sy tuis, goeienaand, Shalom. En hulle kom terug met hierdie idee van, hulle het die ideologie, die regte teologie. Goed. Historiese agtergrond in Suid-Afrika. Britse Israelisme het Suid-Afrika hoofsaaklik binnengedring deur Britse settlers en sendelinge in die 19de eeu, soos ek sopas genoem het, né? Afrikaner nasionalistiese bewegings, die vroeë 20ste eeu, wat dit aangepas het om die wit bewind te regverdig, soos wat ons nou noem, apartheid, hier staan het, pro-apartheid teoloog wat dit gebruik het om rasseskeiding te ondersteun. So ons wil nie deel wees van die swart volke nie, en ek stem daarmee saam. Jy wil nie 'n vermenging hê nie, jy wil nie. Alright? Maar daar moet 'n beter manier wees as om die rassekaart te speel. So jy wil 'n segres, wat sê die Afrikaanse woord? Okay, julle weet wat ek bedoel. Jy wil 'n skeiding hê, segregasie of so iets. Segregasie. Jy wil dit hê. Maar jy wil dit nie hê dat daar vyandskap moet wees nie. Jy wil hê dat daar selfbeskikking moet wees. En 'n behoorlike verstandhouding. Goeienaand Jan. 'n behoorlike verstandhouding van dit waarmee jy werk. Jy kan nie net 'n rassekaart gebruik nie. Dit werk nie. Okay? Dit werk nie. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Sleutelfigure in groepe, ek het van hierdie goed ook genoem verlede week, maar ek noem dit nou weer, dat ons net by die kap van die byl kan kom. Die een was Dominee S.C. du Toit, hy was vroeër Afrikaner nasionalis, hy het idees bevorder dat Afrikaners 'n uitverkore volk was. Ons is 'n uitverkore volk. Nee, ons is nie. Ons is soos al die ander nasies, wat 'n plek het in die son. Maar God het ons gebring na hierdie donker Afrika toe, om sy Christendom te bevorder, deur Afrika. Nie net vir die sogenaamde wit mense. Dr. Hendrik Verwoerd, argitek van apartheid, hy was nie waar nie, het was Britannië gewees, dan ons die verbondsbewaarders, 'n verregse groep, ensovoorts. Goed, skakels met apartheid en witse supremiste. Ek moet net gou kyk hoe ver, ek het nie hierdie, het ek hierdie genoem? Ek dink ek het hierdie genoem. Ok, ek het hierdie genoem. So ek gaan dit nou nie weer noem nie, maar ons weet van hoe sekere goed, byvoorbeeld die Nederduitse gereformeerde kerk, wat faksies gehad het, wat die Calvinistiese uitverkiesingsteologie met Britse Israelisme idees gemeng het. Eugene Terreblanche van die AWB daai tyd, wat hy het met Christen-identiteit geëxperimenteer. Jy sien, Eugene was tussen die boom en die bas. Eugene Terreblanche het eventueel, volgens wat ek verstaan, het hy wedergebore geraak. Jy sien, en hy het wegbeweeg van al die goed wat hy so uitgepraat het en uitgespreek het. So goed. Kom ons kyk 'n bietjie. Ons moet verstaan, daar is verskillende groepe wat hulle self verbind
aan Israel. Eerstens het jy die normale, Johan, hoe gaan dit? Eerstens het jy jou normale Jodegroep. Die regte Jode, die Hebreërs, wat afgestam het van Juda en Benjamin, en van die ander stamme, wat in Israel gevestig het. Dan het jy 'n ander groep, wat die Israelse teologie aanvaar het, en dis die Khazar-Jode. So jy het 'n groep Khazar-Jode. Jy het 'n groep regte Jode, jy het 'n groep Khazar-Jode, dan het jy 'n groep swart Israeliete. Swart Israeliete kry jy in Suid-Afrika, en hulle sing Hebreëse liedjies by hulle dienste. Hulle volg hulle afstammeling tot by hulle oorsprong, hulle ontstaan tot by Salomo. Dan het jy hulle. Dan het jy Britse Israel visie. Britse Israel het hulle ontstaan uit Engeland uit, waar hulle gesien het koningin Victoria is deel van Dawid se troon. Hulle het daai ding so verdoesel en versinsel en vir wat ook al. Hulle het dit gedoen. En uit hulle uit het die afsplintergroepe gekom, soos wat ons nou het in Suid-Afrika, Israel wit visie of Christen identiteit. Almal wat dink of glo, hulle is of deel van Israel, of hulle is deel van die sogenaamde verlore stamme van Israel. Né? Goed, kom ons kyk 'n bietjie na kernskrif gebruik. Sien mense, ons moet uit die Bybel uitpraat, en ons moet verstaan, hoe kom hierdie ouens op hierdie goed? Ek dink nou aan, het was nie Himmler nie, ek dink nou aan, sy van het begin met 'n M in die Tweede Wêreldoorlog, het was Goebbels. Goebbels in die Tweede Wêreldoorlog het gesê, as jy 'n leuen aanhoudend vertel, jy vertel hom aanhoudend en aanhoudend en aanhoudend, eventueel sal die leuen 'n waarheid word. Die leuen sal 'n waarheid word. Nou hoe kap 'n ou daai leuen boomstomp af? Hoe kap jy daai voete onder iemand uit? Hoe doen jy dit? Jy gaan kyk na die oorsprong. Jy gaan kyk na die waarheid. Jy gaan kyk na maar wat het hulle verander om by daardie leuen uit te kom. Iets moes verander het, né? Ons vat byvoorbeeld die gemors van die EFF daar by Kleinfontein. As jy na daai swarte se toesprake luister, né? Daai mense het nie 'n cooking clue nie, man. Hulle is absoluut dom. Maar dit is waarmee ons te doen het. Hulle glo 'n leuen. Hulle glo die grond is hulle sin. Dit is nie hulle sin nie. Maar hulle glo dit. Hoekom? Omdat die leuen die heeltyd vir hulle vertel is. Die heeltyd. The white stole our land. The white stole our land. Nou vertel die leuen lank genoeg, dan gaan hulle begin glo. En die ding is, enige iemand van 35 jaar oud en onder hulle, was nie deel van apartheid nie. Jy sien, so hulle is nou samelopers van hierdie leuen. En ons moet daai leuen teestaan. En hoe moet ons dit teestaan? Ons moet eers die kettinge breek, wat oor ons eie volk is. En Israel wit visie of Christen identiteit is so 'n teologiese leuen. Dis 'n leuen. So kom ons kyk gou 'n bietjie na 'n paar goed. Ons kyk na ek het sommer 4 kolommetjies hierso opgetrek. Die een is die skrifvers, die ander een wat sê Britse Israelisme, die ander een wat sê Christen identiteit, en die ander een is die tradisionele interpretasie. Goed. Ek kan net gou hier 'n bietjie verder afgaan. So nou by daai ander goed kom. Jogg, mense, as 'n ou regtig aan diepte na hierdie goed begin kyk, né, dan kry jy ou so baie goed. Genesis 3 vers 15. Britse Israelisme sê dit is die slangsaad leer. Eva se nageslag teenoor Satan se nageslag, en hulle pas dit op die Jode toe. Christen identiteit sê letterlik Jode is kinders van Satan. Tradisionele interpretasie verwys na geestelike stryd, nie etnisiteit nie. Nou ek het hierdie eerste klomp skrifte het ek in die vorige video behandel, maar kom ons kyk gou 'n bietjie
3 skrifte in die Nuwe Testament. In Johannes 8 vers 44 sê Christen identiteit, as gevolg van daai vers, reguit, Jode is kinders van die duiwel. Die tradisionele interpretasie is, dit verwys na geestelike ongeloof en nie etnisiteit nie. Romeine 9 vers 11, net wit Europeërs is God se uitverkorenes. Christen identiteit sê die Jode is die valse Israel, maar die tradisionele kerkinterpretasie, geestelike Israel sluit almal in Christus in. Daai studie ken ek uit my kop uit. Openbaring 2 vers 9 en 3 vers 9. Moderne Jode, nou kyk wat sê Britse Israelisme van hierdie verse. Moderne Jode is dalk nie ware Israeliete nie. Ons sal in 'n volgende video sal ons na die skrifte spesifiek toe gaan en dit gaan lees. En dan sal ons dit mooi uithaal. En Christen identiteit sê Jode is satanistiese bedrieërs as gevolg van die skrifte in Openbaring. En ons in die kerk sê dit verwys na valse leraars en nie na etniese groepe nie. Alhoewel ek sê daar sê Piet Bender, baie bly om van jou te hoor, papa. Ek persoonlik sê dat hulle wat sê hulle is van die sinagoge of van Israel, is nie van Israel nie. Ek glo persoonlik daai lot is Khazars. Dis my persoonlike opinie. Goed, Britse Israelisme, verskoon tog as my tong val oor hierdie woorde. Lisme en isme en al hierdie ismes, ek is nie gewoond daaraan nie. Britse Israelisme is nie altyd rassisties nie. Maar Christen identiteit is 'n haat-ideologie. Dis 'n haat-ideologie. Ons dien 'n God van liefde. Christen identiteit is 'n haat-ideologie. Hoofstroom Christendom verwerp hierdie verdraaiings as onbybels en gevaarlik. Net soos Britse Israeliete beweer Christen identiteit aanhangers dat hulle in die Bybel glo, maar hulle interpreteer dit deur 'n wit rasse lens. Goed, dis 'n paar sleuteloortuigings. Die wit Europeërs is die ware Israeliete, blankes is God se uitverkore ras. Alle Bybelse verbonde en beloftes geld slegs vir blankes. Die Jode is kinders van Satan. Eva het met Satan die slang geslagsgemeenskap gehad en Kain is gebaar, die voorvader van die Jode. Dis nie waar nie. Die Jode kom uit Ur uit, van die Galdeërs. Nie blankes is pre-adamities of ondermenslik. Beweer dat nie blanke rasse voor Adam bestaan het en dis nie ten volle menslik of met 'n siel is nie. Sommige groepe glo in rasseskeiding of volksmoord as God se wil. Dis gevaarlike goed. Verlossing is rassegebonde, nie geestelik nie. Glo alleen is nie genoeg nie. Rasafkoms is 'n voorvereiste vir God se guns. Kan julle dit glo? Rasafkoms is 'n voorvereiste vir God se guns. Kom ons vra gou die vraag. Nadat die Unie van Suid-Afrika ontstaan het, nadat ons 'n vrye, soewereine land geword het in aanhalingstekens, in 1962-63 met republiekwording. Hoeveel jaar was dit tot 1994? Andrew, good evening, goeienaand. Hoeveel jaar was dit vanaf 62 tot 94, 95? 32 jaar. Nou, as rasseafkoms 'n voorvereiste is vir God se guns, dan is die guns mos nou op die swartes. Is dit nie waar nie? Natuurlik, Jan. Hy was van die stam van Juda. Hy was in die stam van Juda. Dit is wie, en sy Hebreëse of Arameese naam is Yeshua. Sy Griekse naam is Isos. Sy Engelse en sy Afrikaanse naam is Jesus of Jesus. Dis net 'n vertaling van 'n naam. Dis al wat dit is. Dis net vertaling van 'n naam. As 'n ou regtig moet sê, wat is God se naam? As jy regtig in diepte God se naam wil gaan uitwerk of uitfigure, wat ook al.
dan is sy naam die volgende. Dit is wat hy vir Moses gesê het. Toe Moses vir hom vra, wie is u Here? Hy het met Joshua eintlik gepraat, daar in die brandende bos. Toe sê Joshua vir hom, ek is. Ek is. Ek is wie ek is. So wat is God se naam? Sy eintlike naam is ek is. Dis die feite, dis die waarheid van die hele storie. Goed, eindtydsienings van hierdie mense, Christen identiteit ensovoorts. Hulle verwag 'n rasseoorlog waar blankes as God se oorblyfsel sal triomfeer. Kyk na Europa, dit gaan nie gebeur nie. Beskou moderne regerings, veral die wat deur die Jode bestuur word, as satanisties. Ek kan daarmee eintlik saamstem. Want ek kan saamstem met die feit dat die Khazar Jode die geldstelsel oorheers, die elite van Amerika oorheers, eintlik vir Israel nou oorheers. Ek kan daarmee saamstem. En dit sal my nie verbaas as die Joodse Raad van Suid-Afrika ook deel is van die Khazar Jode nie. So ek kan daarmee saamstem. Goed. Kom ons kyk 'n bietjie na 'n vergelykingskaart. Die oortuiging is, wie is Israel? Britse Israelisme sê Anglo-Saksies, Keltiese volke. Christen identiteit sê slegs wit mense, of wit Europeërs. Die siening oor die Jode, die oortuiging, Juda is 'n part van Israel, moontlik geestelik blind. Dit is Britse Israelisme. Christen identiteit sê, hulle is letterlik kinders van Satan, Saling. So ek kan nie verstaan hoekom hierdie ouens wil sê, hulle is van die verlore stamme van Israel nie, wanneer die ander twee stamme nog steeds daar was. Met ander woorde dan, as my kop sê dan net vir my, as Israel net wit Europeërs is, nou hoekom bly daar nie wit Europeërs in die meerderheid in Israel vandag nie? Hoekom bly daar nie die meerderheid nie? En as hulle sê hulle is van die verlore stamme van Israel, hoekom gaan hulle nie terug Israel toe nie? Israel bestaan, hy is nie meer verlore nie. Jy kan ons huis toe gaan. Goeienaand Rudy. Die oortuiging is skrifklem, Britse Israelisme sê Ou Testamentiese profesieë en Davidiese verbond is belangrik. Christen identiteit sê Genesis 3, rasse herinterpretasies en Openbaring. So hulle kyk na daardie tipe lens. Verlossing, die oortuiging is verlossing, vir Anglo-Israeliete, maar soms ook vir almal. Christen identiteit sê dit slegs vir blankes, geloof en ras is 'n vereiste. Wil jy wat sê jy? Geloof en ras is 'n vereiste. Siening van die blankes, die Britse Israeliete spreek dit selde aan. Hulle is nie openlik rassisties nie. Maar die Christen identiteit in Suid-Afrika is pre-adamities, minderwaardig, sielloos, hulle sê dit reguit so. Hulle oortuiging, die Britse Israelisme se oortuiging is dat die profesie vervul word in die Britse Ryk en in die VSA en in die Koningshuis. Christen identiteit verwag 'n toekomstige rasoorlog waar die wites gaan triomfeer. Ja, as meer Chinese as wit mense in die wêreld, maar hoe gaan dit gebeur? Daar's meer olyfkleurige mense in die wêreld as wit mense. So hoe gaan hierdie rasseoorlog gebeur? Dink julle 'n tweede bloedrivier gaan van China ontslaa raak? Dis kinderagtige goed. Maar die ding van ideologie, as die leuen eers in jou gewortel is, is dit moeilik om daai leuen uit jou uit te haal. Ek luister die afgelope tyd baie na islamitiese goeters. En na hierdie anti-islamitiese ouens wat hulle uitmekaar uitskeer, wat die Koran uit hulle koppe uitken, en die hadiths en al sulke goed. En dit is vir my verbasend dat wanneer die moslims opkom en hulle praat oor hierdie goed, hoe vasgevang hulle in die leer is, wat vir hulle geleer is. Want die Koran sê een ding, hulle sê 'n ander ding,
dan sê jy vir hulle maar jou Koran sê so, dan sê hulle ja nee, hulle glo in die Koran, dan sê jy vir hulle maar julle sê dan 'n ander ding, dan sê hulle nee, ons sê eintlik die Koran, dan sê jy okay, maar die Koran sê so, en dan sê hulle weer nee, ons glo eintlik 'n ander ding. Dit bly so 'n bose kringloop waar hulle eenvoudig nie kan sien wat daar staan nie. Goed, kom ons kyk wat sê die hoofstroom Christelike kritiek. Hoofstroom Christelike geleerdes, en ek is een van hulle. En kerke verwerp albei stelsels as rassisties ketters. Verlossing en verbond is nie op etnisiteit gebaseer nie, en ons kan dit sien in Galasiërs 3 vers 38. Dit is histories vals. Daar is geen geloofwaardige bewyse wat Anglo-Saksers koppel aan antieke Israeliete nie. Daar is geen historiese bewyse nie, zero. Teologies gebrekkig, profesie word uit konteks geruk of met vooroordeel geïnterpreteer. Dit is totaal en al strydig met Christus se boodskap. Die evangelie is vir alle nasies en volke, Matteus 28 vers 19. So hulle sal kom met allerlei ander goed. Hulle sal sê nee, maar dit was 'n valse Messias. Of hulle sal sê hulle stem nie saam met Paulus se goed nie. Hulle sal met 'n versie saamstem in Romeine wat deur Paulus geskryf is. Maar die res van Romeine sal hulle verwerp. Net as 'n voorbeeld. Islam doen presies dieselfde. As jy 'n haat-ideologie het, dan verwerp jy die waarheid. En dan noem jy jou, dit is vir my so lagwekkend, en dan noem jy jou waarheid die waarheid. In elk geval. Belangrik om te verstaan, ek noem dit weer, 'n paar goed sal ek nou aanhoudend herhaal, totdat ons eventueel by die skrifte uitkom. Britse Israelisme is nie altyd rassisties nie. Dit wat nou uit Engeland gekom het. Maar dit wat uit die VSA uit ontstaan het en oorgekom het na Suid-Afrika toe, Christenidentiteit, is dis eintlik hulle kerk, is Christenidentiteit. Dit is 'n haat-ideologie. Totaal en al 'n haat-ideologie. Hulle haat die normale konservatiewe kerk en hulle haat swartes. En bruin mense, en geel mense, en allerlei kleurmense, behalwe wit. Bybelse teologie leer dat God se volk gedefinieer word deur geloof in Christus, nie deur ras of afkoms nie. Goed, punt nommer 1, die verlore stamme leer. Die kernoortuiging is dat die 10 verlore stamme van Israel verban deur Assirië in 722 voor Christus, soos ons kan sien in 2 Konings 17 vers 6, het na Europa gemigreer en die voorouers van die wit Anglo-Saksers geword. Dit is totaal en al vals, maar ons sal net daarby kom. Belangrike skrifgedeeltes is Genesis 48 vers 16 tot 19. Jakob se seun van Efraim en Manasse word geïnterpreteer as Brittanje en Amerika. Weet nie hoe hulle dit kry nie. 2 Samuel 17, God se belofte om 'n plek vir my volk Israel aan te wys. Britse leer beweer dis Brittanje. Christenidentiteit beweer dis Suid-Afrika. Julle het al gehoor al, ander kant die riviere van Kus. Amos 9 vers 9, ek sal die huis van Israel onder alle nasies wan. Dit volgens hulle, dit is vermeende verwysing van die migrasie na Europa toe. Goed, probleme met hierdie siening, hierdie verlore stamme siening, probleme. Daar is geen geskiedkundige of argeologiese bewyse wat hierdie ding ondersteun nie. Geen. Punt nommer 2. Die Bybel sê die stamme is in Assirië en in Medië, moderne Irak en Iran verstrooi, nie Europa nie. 2 Konings 17 vers 6 en Ezra 6 vers 17. Die Britse Israel verbond. Ek wil net weer teruggaan na hierdie verlore stamme. As jy kyk na die woord verlore stamme in die Nuwe Testament, die verlore, ek het gekom na die verlore stamme van Israel, of die verlore kinders van Israel. Dit beteken, hulle is nie gered nie. Hulle is ongered, hulle is verlore.
Wanneer iemand hel toe gaan, dan sê ons die persoon is verlore. Dis normale taalgebruik. Nou, Christen identiteit sê hierdie verlore stamme is stamme wat weggeraak het. Dis soos ek het my sleutel verloor. Waar het ek my sleutel verloor? Ek weet nie waar hy is nie. Hy het gemigreer na my ander broeksak toe. Net as 'n voorbeeld. Nee, dis nie wat verlore beteken nie. Kyk nou, die Britse Israel verbond, hulle kernoortuiging, die Britse monargie en later die VSA, het God se verbondbeloftes van Israel geërf. Belangrike skrifgedeeltes wat hulle gebruik, Genesis 35 vers 11, 'n nasie en 'n menigte nasies sal uit jou voortkom, geïnterpreteer as Britannia en die Statebond. Jesaja 49 vers 12, kyk, die sal van ver kom en hierdie van die noorde en die weste, beweer weer eens Britannia. Jeremia 31, 35, 37, God se ewige verbond met Israel word toegepas op Anglo-Saksers. Probleme. Die Nuwe Testament pas hierdie beloftes geestelik op die kerk toe. Galasiërs 3 vers 29 en Romeine 9 vers 6 tot 8. Nie etnisiteit nie. Dit is nie etnisiteit nie. Nee? En ook 'n ander belangrike ding om te verstaan. Ek het gou hierso kyk. 'n nasie en 'n menigte nasie sal uit jou uitkom. Dit is die belofte wat God gegee het vir Abraham en vir sy nageslag deur die Gees. Abraham was nie 'n Israeliet nie. Abraham is bekend daarvan dat hy uit die dorp Hebron gekom het. Hebron. En daarom was hy 'n Hebreër genoem. Hy was nie 'n Israeliet nie. Die eerste Israeliete het gekom uit Jakob uit. Ja, jy kan sê Abraham was 'n stamvader, maar Abraham op sigself was nie 'n Israeliet nie. Want Jakob se naam is verander na Israel toe. En die kinders wat uit Jakob uitgebore is, nie uit Abraham nie, uit Jakob uitgebore is genoem Israeliete. Die kinders wat uit Abraham uitgebore was genoem Hebreërs van Hebron. Jakob was 'n Hebreër van Hebron. OK. Hier is my 'n snaakse ene hierdie ene. The Stone of Destiny. Of die kroningssteen, kernoortuiging. Hierdie kroningssteen is in Westminster Abbey en volgens hulle Genesis 28 vers 18 is dit die steen waarop Jakob sy kop gehad het toe hy geslaap het. Hierdie steen het op een of ander manier, per skip of met 'n roeiboot of wat ook al, het dit sy pad gevind na Skotland toe. Daar is geen historiese bewyse vir dit nie. Die Stone of Scone, wat hulle van praat, is waar die Skotte hulle konings ingesweer het. En een of ander Engelse koning het daardie steen gevat toe hy Skotland geoorwin het, en hy daai steen gaan inmessel voor die troon van die koning van Engeland. Want hulle sê altyd Skotland is altyd onder hulle voete. So hulle moet nou bewys, hoe het hierdie steen gekom vanaf Israel af, waarop Jakob geslaap het. Toe Jakob daar 'n altaar oprig, daar waar hy geslaap het, het hy 10-1 daai steen gebruik as een van die altaarklippe. So hoe het hulle daai klip gaan uitken? Daar's een of ander mite wat beweer Jeremia het daai klip gebring Skotland toe. Ek weet van daai historiese mite, ek weet van dit. Inteendeel, ek het daaroor geskryf in een van my boeke. Die probleem met hierdie hele teorie is, daar's geen historiese verband tussen Jakob se steen en die Britse koningstradisies nie. Daar's geen verbintenis nie. Dan is daar in Psalm 118 vers 22, of Loftie wat sê, Psalm 118 vers 22. Die steen wat die bouers verwerp het,
Hierdie ouens sê, dit is die Britse koninklike profesie. Nee, die steen wat die bouers verwerp het die hoeksteen geword, en sy naam is Jesus of Yeshua. Of Yeshua. Dit hang af van watter vertaling jy gebruik. Probleme met hierdie ding. Die steen in die Nuwe Testament verwys na Christus, Matteus 21 vers 42, en is nie 'n fisieke rots nie. So as jy glo in die evangelie van Christus, in die 4 evangelies, dan sê die evangelie vir jou uitdruklik, die steen wat die bouers verwerp het, is Christus, wat vir ons gekruisig is. Nou is daar geracialiseerde, dis 'n groot woord, geracialiseerde interpretasies van Christen identiteit en hulle is ekstremisme. Goed, ons het nou al gesê hulle glo Anglo-Saksers is die ware Israeliete, Jode is bedrieërs en nie blankes is vervloek. Kom ons kyk 'n bietjie na nog verdraaide skrifte. Die vloek van Ham, Genesis 9 vers 18 tot 27. Is onregverdig gebruik om rasisme te regverdig. Die Bybel koppel Ham se vloek nooit aan velkleur nie. Wat het gebeur in Ham se storie? Ham, as jy mooi gaan lees in Levitikus, het omgang gehad met sy ma, toe sy dronk was. Toe hy sy ander 2 broers gaan roep, want hulle was almal getrek, toe gaan roep hy sy ander 2 broers om met sy ma omgang te hê. Toe het hulle pa se kombers bedek. Ek ken nou nie die presies Afrikaanse woorde wat hulle gebruik nie. Met ander woorde, hulle het agteruitgeloop met hulle ma en hulle pa, wat hulle het hulle toegemaak en nie vir haar gekyk of hulle pa gekyk nie. En die interessantheid is, die vloek was toe nou nie op Ham nie, maar die vloek was op die seun Kanaan gewees. Nie Ham nie. Ham was nie vervloek nie. Kanaan was vervloek. Lees nie die Bybel reg nie. Verkeerde eksegese. Deuteronomium 28 vers 1 en 13. Seëninge vir gehoorsaamheid, en hulle beweer dit is net slegs vir blankes. Openbaring 2 het ek al gesê al, 9 en 3:9. Hulle wat sê hulle is nie Jode nie, ek het dit al vir julle gesê al. Die probleme met hierdie lering is Galasiërs 3:28, daar is nie Jood of Griek nie, almal is dieselfde in Christus. Handelinge 10:34 tot 35, God toon geen rassepartydigheid uit nie, en ek het nou nie hier ingesit nie, maar Handelinge 17 sê ook baie uitdruklik vir jou, dat uit een bloed is alle volke, tale en nasies geskape, uit een bloed uit. Uit een bloed. Goed, hier is nog baie ander goed. Samevatting van uitdagings. Die hoofstroom Christendom verwerp hierdie goed wat ek nou vir julle genoem het. Hoekom? Bybelse tekste is uit konteks uitgeruk en verdraai, heeltemal. Rassistiese ideologie met skynbare skriftuurlike ondersteuning probeer regverdig, geen historiese of wetenskaplike grond nie, en is strydig met die evangelie van genade wat vir alle mense bedoel is. Bybelse waarheid, God se verbond is geestelik. Die nuwe verbond in Christus is 'n geestelike verbond. Dis nie 'n fisiese verbond nie. Dis nie gebonde aan 'n spesifieke ras of nasie nie. Die ware Israel van God sluit almal in wat in Christus glo, Galasiërs 6 vers 16. Profesie en eindtyd oortuigings. Kernoortuiging van hierdie mense, Anglo-Saksiese nasies sal die wêreld regeer voor Christus se wederkoms. Aan die ander woorde, die wit mense gaan in beheer wees voor Christus se wederkoms. Hulle gebruik hierdie skrifte, Daniël 2 vers 44 tot 45, die steen wat sonder hande afgekap is, geïnterpreteer as Britse Amerikaanse wêreldoorheersing. Dit is nie dit nie, man. Die steen wat sonder hande afgekap is die rots wat dwars deur die skrif kom in die Ou Testament en wat verwys na die Messias. Esegiel 37:15 tot 22, die 2 stokke van Juda en Efraim beweer as Jode en Anglo-Saksers wat herenig. Probleme met hierdie ding?
Jesegiel se profesie is vervul met die terugkeer uit die Babyloniese ballingskap en nie moderne geopolitiek nie. Jy kan nie profetiese woord vat wat vir Israel bedoel was in die Ou Testament en in daardie tyd voor Christus. Jy kan nie dit vat en dit net toepas op ons tyd nie. Jy kan nie. Daar is sekere goed wat jy kan leer uit die profete uit en ons moet uit die profete uit leer. Want psalms en spreuke, hierdie tipe boeke kom ook uit die profete uit. En ons kan daaruit leer. Maar jy kan nie 'n verbondsvolk uit jou duim uitsuig nie. Veral nie wanneer hierdie verbondsvolk bestaan uit Engelse, Hollanders, Duitsers en Franse. Dit was die 4 kerngroepe wat ons boervolk begin het, waaruit ons boervolk bestaan. Nou is ons 'n verbondsvolk. Israel is geroep uit een man uit. Jakob. Uit een man is 'n volk geroep. Nou, hoe kan die boervolk 'n verbondsvolk wees as hulle uit 4 verskillende nasies uitkom? OK, al 4 die nasies is wit. En so what, soos wat die Engelsman sal sê. Nee? Goed, ek het nou deur al daai goed gegaan. Ek het deur al daai versies gegaan. Maar ons sal later in diepte praat oor die skrifgedeeltes wat verdraai is. Britse Israelisme en sy ekstremistiese variante. Hulle verdraai historiese en Bybelse vertellings om by rasse-ideologie te pas. Hulle ignoreer genetiese, taalkundige en argeologiese bewyse. Genetiese bewyse. In ons tyd is daar DNA-toetse wat bewys dat hulle praat absoluut bollie. Hulle weerspreek die Nuwe Testament se universele evangelie. Nou wanneer ons praat van die woord universele, praat ons van globale of algemene. Ons praat nie van die algemene kerk, soos wat party konservatiewe kerke dit noem nie. Ek is nie deel van die algemene kerk nie. Ek is deel van die nuwe verbond in Christus. Ek is deel van 'n groep wat eers genoem was die weg. Die eerste kerk was genoem die weg. OK? Hoewel Britse Israelisme nooit oorheersend in Suid-Afrika was nie, het 'n randwitse nasionalistiese en apartheid era ideologie ontstaan en is so beïnvloed. Vandag oorleef dit slegs in klein ekstremistiese kringe en aanlyn samesweringsgroepe. Ek sien dit daagliks op Bakkiesblad. Ouens en ek sal sy naam noem, ouens soos Jaco Swanepoel en so aan. Hulle bly hierdie valse leer in ons kele afdruk. Nee? Ai tog. Maar Christen identiteit het definitief sy voet in Suid-Afrika gekry. Goed, die Bybelse waarheid is eenvoudig dit. God se koninkryk is nie gebonde aan ras of nasie nie, omdat almal wat in Christus glo in hierdie verbond inkom. Jy sien, wanneer jy 'n vernuwende liggaam kry, wanneer jou liggaam vernuwe word, nee, is daar nie kleeronderskeiding nie. Daar's ook nie kennisonderskeiding nie. Daar's ook nie stam of ras of nasie onderskeiding nie. Daar is net een liggaam en dit is Christus se liggaam. En Christus is die hoof van die liggaam. Daar is net een. Indien hierdie ouens se ideologie die waarheid is, nee, vra ek vir hulle dieselfde vraag wat ons die Islam ouens vra. Hoekom het 12 manne en baie vrouens en daarna nog 150 en daarna nog 500
en daarna nog 'n hele paar duisend gewilliglik martelaarskap deurgegaan. Die 12, die apostels, dit was eintlik 13. Dit was die 12 en Paulus. Maar toe is hulle 14, want Silas is bygevoeg. En toe is hulle 15, Timoteus is bygevoeg. En Apollos was bygevoeg. En Titus was bygevoeg. En so kan ons aangaan van hoe hierdie groep apostels en leraars gegroei het. En Polycarp is bygevoeg, en Irenaeus is bygevoeg, en Justinius die martelaar is bygevoeg, en Papius is bygevoeg. Dit is disippels van die apostels. Hoekom het hierdie ouens gewilliglik na 'n kruisdood, of 'n vuurdood, of 'n wilde diere dood gegaan? Hoekom sou hulle vir 'n valse leer gaan sterf het? Hoekom? Hulle het nie hulle teenstanders of hulle vyande gaan aanval, soos wat Islam doen nie. Hulle het nie haat uitgespreek teenoor ander nasies wat hulle gefolter het. Barnabas se vel, en die ou wat saam met Barnabas was, sy vel is letterlik van sy lyf afgesny. Maar hy het uitgeroep na Jesus Christus sy Messias. Hoekom sou die ouens dit doen? Hoekom sou God die Vader 'n groot Heilige Gees uitstorting laat plaasvind in 'n plek soos Wallis? Het julle al ooit van daardie herlewing gelees? Die een in Wallis. Dis fantasties, deur een man gekom daar. Hoekom sou Vader 'n groot Heilige Gees uiteenstorting laat plaasvind in Amerika? Waar 'n swart man in die kragte van die Heilige Gees beginne vloei het. Die Azusa Straat herlewing. Hoekom sal God sy Heilige Gees uitstort in Singapore, waar ouens soos Watchman Nee van China en wat is die ander groot prediker wat daar was? Dis 'n geel nasie, waar hierdie mense in hulle duisende tot herlewing gekom het. Elise Goeienaand. Hoekom sal God dit doen? Hoekom doen God nou nog Heilige Gees uitstortings in Irak en Iran, waar Islamiete tot bekering kom? Hulle is nie wit nie. Ek gebruik nou sommer 'n Kaapse stemtoon. Hulle is nie wit nie. Hoekom sal God hulle gebruik? Hoekom sal God 'n swart man uit Zambië gebruik? En waar deur ooggetuies, honderde ooggetuies, waar 4 mense uit die grafte uit opgestaan het? Hoekom? As Christen identiteit of Israel wit visie teologie, as dit 'n waarheid is, waar is julle wonderwerke, man? Waar is julle groot samegroeperings reg oor die wêreld, waar julle in julle miljoene hierdie wonderlike God van ons, die Ek is, die Yahweh, die Elohim, die El Elyon, die Immanuel, die leeu van Juda, die roos van Sharon, Yeshua HaMashiach, Jesus die Christus, Jesu in die swart tale. Waar is julle groot groepe wat hierdie wonderlike God aanbid en prys en eer? Hoekom is julle nou die hond se stert?
Hoekom? Is julle God dan nie daar vir julle nie? Is hy nie daar om julle te beskerm nie? As enige wit Israel persoon hierdie boodskap van my luister, né? Raak ontslaaf van hierdie kettinge wat jou bind. Kom net in doodeenvoudigheid op jou knieë en bid en sê, Jahwe, miskien het ek het verkeerd. Want Jahwe is God die Vader. Dis een van sy name. Sê, Jahwe, miskien het ek het verkeerd. Indien Jesus Christus die Messias is, openbaar hom asseblief net aan my. Dis 'n eenvoudige vraag. Dit sal jou niks kos om dit te doen nie. Dit sal jou niks kos om dit te doen nie. Gaan op jou knieë en sê vir Jahwe, Jahwe, my God, my Vader, my Abba. Ek sit alle teologie een kant toe, ek skuif dit een kant toe. Ek skuif die teologie een kant toe. Ek kies nou om nederig voor u te wees. En net vir u te vra, indien Jesus Christus die waarheid is, indien Paulus 'n genuine apostel was, indien die kruisdood 'n regte waarheid is, openbaar dit aan my. Ek vra u dit in alle nederigheid. Ag 7 nommer wat my nou probeer bel. 87 is skuldeisers. Vra net, Vader, openbaar asseblief hierdie Christus aan my. Dan kyk jy wat gebeur. Dan kyk jy wat gebeur. Jy sal, en ek glo dit met my hele hart, jy gaan wonderlik verbaas wees. Jaco, daar sê, en jy gaan hierdie kettinge van jou afgooi, indien jy gebind is met hierdie kettinge van Christen identiteit en Israel wit visie teologie. Ons boerevolk, ons kan, luister mooi na my woorde, en ek gaan nie meer afsluit, ons kan 'n gelofte volk wees. Maar dan moet twee dinge gebeur. Ons moet ons bekeer na die ware evangelie toe. Dit wat vir ons gedoen is op die kruis. Die finale bloedprys, die lam wat vir ons geslag is, wat vir ons betaal is. Ons moet terugkeer na die kruis toe. Punt nommer 1. En punt nommer 2, ons moet ons mantel weer optel. Die mantel wat God vir ons geplant het in hierdie donker Afrika, is om die evangelie uit te dra na alle nasies, volke en tale. Dit is die twee belangrikste goed. Dis die twee belangrikste goed. Nou ek het vanaand weer 'n mond vol gepraat hierso, oor hierdie goed, oor hierdie Britse leer. Want dit is vir my 'n absolute hartverskeurende ding, dat ons as boere Afrikaners en Afrikaners, dat ons nie by mekaar kan uitkom nie. Van hierdie mense haat nie net swart mense nie, of bruin mense nie, of geel mense nie. Hulle haat wit Afrikaners. Mense wat sê hulle is Afrikaners en nie boere nie. Ja, ek sê wit, ek praat Afrikaans, ek is nie 'n boer nie. My voorouers het nie geboer nie, maar my voorouers was boere gewees. Cornelius Broodryk, Gert Broodryk. Maar hulle haat selfs wit mense. In my volgende video gaan ek begin met 'n kritiese uiteensetting wat gegee is deur Dominee G.J. Creer. Nou, ek gaan my hoed afhaal vir hierdie dominee.
Ek dink nie hierdie dominee het die wedergeboorte verstaan nie. Maar wat hy verstaan het is, hy het eers van hierdie goed begin glo. Maar wat hy verstaan het is, hier's 'n groot fout hierso. En toe doen hy 'n kritiese uiteensetting van hierdie leer. En hy het 'n baie goeie job daarvan gedoen. So in my volgende video wil ek daarmee begin. En dan gaan ons kyk na die mensbeskouing van die wit visieleer, wit teologie, swartes is diere, tipiese argumente wat bewys dat Israel kampstig blank is. Wat sien nog? Ja, is baie goed. Naaste liefde, anti-wit houding, anti-swart houdings. Die skrifbeskouing gaan ons beslis na kyk, ons gaan kyk na sekere geskrifte bietjie meer in diepte. Ek sê vir julle, as julle hierdie goed kan onder die knie kry, as jy net 'n basiese raamwerk kan vorm van hierdie goed, en jy kan die skrifte, van die skrifte ten minste vir hulle, weet soos die uitverkiesingsleer, slegs Israel is uitverkies, byvoorbeeld, sulke goed. As ou die bloedverkiesing, hulle kom uit allerlei snaakse goed. Verlossingsleer, hulle verlossingsleer natuurlik. So hier's 'n klomp goed, mense, hier's regtig waar, die wit teologie is anti-kerk, as 'n voorbeeld. Hier's 22 bladsye van 'n kritiese uiteensetting wat ek dink is fantasties, en ek wil dit deurwerk met julle. En ek sal natuurlik uit 'n apostool, nie uit 'n charismatiese oogpunt sal ek natuurlik daarna kyk. En skrifte gee soos wat dit moet wees, né? Soos wat die Heilige Gees vir ons gelei het en geleer het. Goed, fantastiese aand vir julle verder, en mooi dag môre, en soos altyd, né? Lief julle.